Tydperk vir ons as kinders van die Here, is dit nie? Ek sê vanoggend, ek dink het vir my niggie gesê buite, ek sê met Tanya het gesê, die is die belangrikste dag in elke Christen se lewe, eintlik. Dis die dag wanneer jy vrygemaak was, die dag wanneer jy gered was. 2000 jaar terug het 'n ongelooflike ding vir elkeen van ons gebeur. En vandag wil ons bietjie kyk na die lewe van Jesus. Ek dink ons wil 'n bietjie fokus plaas op die lewe van Jesus, en ek wil op die menslikheid van Jesus fokus, nie op sy heerlikheid nie. En ons weet hy was volkome God gewees, ons weet hy was volkome mens gewees, maar ons moet fokus op die menslikheid sodat ons kan sien wat hy presies vir ons gedoen het. Want sodra ons besef wat deur hy gegaan het vir elkeen van ons, so meer kan ons in waardering optree teenoor die Here. En dit is absoluut belangrik. So ek wil hê ons moet gaan lees. As julle kan oopmaak by Johannes 1. En ek weet ons almal ken hierdie stuk baie goed, maar ek wil dit regtig vandag lees, en soos ons lees, wil ek net julle in eie gedagtes, net besef wat hier gebeur het. En Johannes skryf hier so in vers 1, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Vers 9 wil ek lees, die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan die kom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Nou ek raak emosioneel as ek dit lees, want dit is 'n erns hierso, wat ons nou nog mee sit, is dat ons nie Jesus erken nie. Soveel van ons erken hom van naam, en ons weet wie hy is. Die duiwel ken hom ook by naam. Maar bitter min van ons ken hom persoonlik. En so het die wêreld hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En dan vers 14, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die enige geborene wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Jesus het vlees geword. En ons gaan nou 'n bietjie dieper in dit gaan, maar net as 'n inleiding. Ons moet besef dat hy het nooit nodig gehad om dit te doen nie. Hy's God. Hy kon net gesê het wat ons almal moes verdien. En dit was die hel. Maar hy was so lief vir ons, dat hy dit wel gedoen het vir ons, en vlees geword het. En in daai vlees, wat so uniek is van Jesus se storie is, dit is eenmaal van 'n nederige, arm agtergrond. Daar was nie uit 'n wêreldse oogpunt uit natuurlik. Uit 'n wêreldse oogpunt uit was hy niks gewees nie. Net nog 'n mens. Niks soveel om aan te aanskou nie. Ons lees dit in Jesaja 53. Maar ons weet hy's gebore in Bethlehem, humble beginnings. Daar was nie 'n plek in die herberg nie. Nou, ons ken almal die storie, die Kersfees storie, die herberg kan twee dinge beteken. In die Griekse vertaling kan dit wees 'n gastekamer in 'n huis. Ons moet weet dat die mense in daai tyd het hulle die diere in hulle huis gehou, so die krib was ook in die huis gewees. Hulle het as addisionele kamer gehad wat hulle ook gebruik het, so as die gastekamer vol was,
was daar nou net die een plek. So dis heel moontlik nie, dit kon 'n inn gewees het, soos dit hulle sal sê in Engels, 'n herberg, 'n metaaltipe effek, maar die eintlike vertaling van dit verwys eintlik meer na 'n gastekamer toe, net vir reference. Ek dink ons is almal, al hierdie jare lank, dink ons nou, hy het aangeklop in Bethlehem by 'n hotel en daar was nie 'n plek vir hom nie. Ek dink hulle het definitief mense daar geken, want jy gaan nie net so toe reis as jy nie weet, as jy nie iemand ken daar nie. Net soos die storie van die drie wyse manne wat die geskenke bring en so aan, daar is nie 'n bewys van hoeveel wyse manne daar was nie. Daar was net 3 geskenke. So, ons het onsself al gefabricate hierdie stories wat ons mooi maak vir Kerstyd en alles, maar is net so op die side, as ons die woord van God goed lees, dan kom jy die goedjies agter. Jy sien, God homself sit hom in die vorm van mens. Hy kom nie met glans nie, hy kom nie vir roem nie, hy kom nie met aardse rykdom nie. Hy kom met 'n nederigheid. Dis die eerste les wat Jesus ons leer, is nederigheid. Is om nie wêreldse weelde en wêreldse roem te aanskou is iets dit wat jou mens maak nie. Nee, hy sê dit is glad nie wat jou mens maak nie. Lukas 2 vers 7 sê vir ons, en sy het haar eerstgeborene seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was niks van die mensdom spesiaal van Jesus gewees nie. Niks was spesiaal gewees rondom hierdie babietjie nie. Ons weet vir 'n paar mense was dit uitgewys, maar vir die groter volk was dit net nog 'n kind wat gebore was. Maar ons weet vir die herders en die wyse manne en selfs Maria en Josef en so vir die mense wie die Here, die engele voorgestuur het om met hulle te praat, was hierdie die Messias. Hulle het geweet, hierso is nou die tyd en is alweer die vlieg wat jy so oor lekker lag, Lee, ken jou al. Ons lees, ons besef dat Jesus het nooit 'n wêreldse pa gehad nie, hy is gebore van 'n maagd. Ons sien dit in Jesaja 7 vers 14, daarom sal my Heer self vir julle teken gee, kyk die jong vrou se vertaling terug in die Hebreëse teks, was die maagd gewees, is swanger en gaan 'n seun in die wêreld bring, sy sal hom Immanuel noem, God met ons. Daar is die eerste profesie oor Jesus wat in menslike vorm gaan kom. God met ons, hy gaan tussen ons wees. Matteus 1 vers 22 sê dieselfde, hy sê die profesie is nou vervul. Maar nou kyk ons na Jesus in hierdie menslike vorm, in hierdie menslikheid, en ons moet besef, en ek weet, ons almal weet, hy is volkome God, en ons almal weet, hy is verheerlik, en ons weet, hy is heilig, maar hy was mens. In elke oomblik was hy mens gewees. En dit is wat hom nog so meer spesiaal gemaak het vir ons. Hy het beperkings gehad in die menslike vorm. Hy het dit self gesê, toe hy sê, ek stuur vir julle 'n advokaat, want hy kan nie by al, julle gaan nog meer doen as ek doen, want hy was in vlees, kon hy dit nie doen nie. En ons sien sy menslikheid, ons lees Lukas 2 vers 40 sê, en die kindjie het gegroei en sterk geword, in die gees en vol van wysheid geword. Hy moes groei, soos enige ander kind, hy moes val, hy moes seer kry, hy moes tande sny, ouers moes vir hom leer om gehoorsaam te wees. Hy was net 'n normale kind in daai opsig. Johannes 4 vers 6 sê vir ons, Jesus het moeg geraak na sy reise. Hy was baie keer moeg, waar hy by die fontein sit, is hy moeg. So niks van hom in daai opsig was verheerlik nie. Hy het menslike verstand ook gehad, hy het ook gedink soos 'n kind toe hy 'n kind was. Lukas 2 vers 51 tot 52 sê, en hy het saam met hulle gegaan en aan Nazaret gekom, hy was hulle onderdanig. Dit was nadat hy 'n rukkie in die tempel, sy ouers agtergekom, maar hoorie, Jesus is nou nie meer met ons nie. Waar is hy? En hy's in die tempel, maar daar is ietsie wat gebeur terwyl in daai tempel was, en dit die kernwoord, en ons gaan nou daarby kom, en dit is iets spesiaals van waar ons daar die eerste kenmerk sien van hierdie is nie net 'n normale mens nie. Hierdie is God homself. Hebreërs 5 vers 8 sê ook, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Ons het nou gesê, Jesus het nie nodig gehad om te lei nie, om gehoorsaamheid te oorwin nie. Hy is die seun van God. Hy is die seun van God. Hy het gehoorsaamheid heeltemal verstaan. Hy is die kern van gehoorsaamheid.
Maar as vlees, as mens, moes hy homself verneder. Ons lees dit, hy moes homself verneder om te leer aan 'n menslike vorm van gehoorsaamheid. En net soos hy gehoorsaamheid moes leer, moes hy versoeking verduur. Ons weet, hy was net soos die mens versoek in die woestyn, 40 dae, die duiwel het toe gekom en hy het hom versoek en versoek en versoek, en glo my, daar sal ander, ons lees nie alles wat gebeur het nie, maar ons het genoeg. Maar daar is uit ander versoekings ook in sy lewe gehad. Soos enige mens het hy versoeking verduur. Nou onthou, dit is die menslike aspek van Christus, want God homself, die woord sê, hy kan nie versoek word nie. So dit is die menslike aspek van God, Jesus, in die menslike vorm wat versoek word. Jesus se gehoorsaamheid was nodig, sodat hy alle geregtigheid kon vervul, en bewys dat hy die perfekte offer was van al ons sondes. Hy moes dit uitleef, hy moes die pasgalam word, hy moes die lam sonder merk en sonder enige skade, die perfekte lam wees. Dit is wat hulle gedoen het, is in Levitikus gelees, die lam moes perfek gewees het, voordat hy hom slag vir die sondes, as 'n sondeoffer. So moes Jesus in perfektheid rondloop. Nou wil ek vir jou sê, hy is totaal en al mens. En hy loop in perfektheid rond. Niemand herken hom nie. Hy is God homself, deur hom is alles gemaak vir hom, en niemand erken hom nie. Jesus sê vir ons, nou is my siel ontsteld. Ek wil vir julle lees uit Johannes 12 uitgehou. Die aspek van die menslikheid in Jesus. Hy sê, nou is my siel ontsteld, en wat sal ek sê, Vader, red my uit hierdie uur. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik U naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom en het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Soos het hy is menslike emosies gehad het, was hy gehoorsaam aan God. Daar was 'n purpose, daar was 'n doel, en ongeag van sy menslike begeerte om nie daai beker van grimmigheid te neem nie, het hy geweet hy moes dit doen. Hy moes die toorn van God wat op jou en op my en op elkeen van ons wat hier sit, wat ons verdien, wat die hel is, moes hy op homself sit. Dit gaan nie so erg vir hom oor die kruisiging en die seer van die fisiese liggaam wat seer kan, en alhoewel dit was, dit gaan oor dat hy alles op homself moes dra. Hy was in 'n sware stryd, so sê Matteus 26 ook. Hy moes daai beker van grimmigheid neem, sodat jy hier kan sit vandag. Ek wil teruggaan na laasweek toe. Die Here praat met 'n 18-jarige seun. Laasweek Sondag. Om vir ons te waarsku. Kry jou hart reg. Besef wat het hy vir jou gedoen. 'n 18-jarige seun wat nog nooit hierso gestaan het in hierdie pulpit nie. En die Here werk deur 'n 18-jarige seun. En hy sê, kom reg. Wanneer Johannes sê die woord het vlees geword, was dit 'n vlees soos ek en jy. Ons moet dit besef. Hy het dieselfde emosies gehad. Hy het dieselfde fisiese beperkings gehad. Sy eie broer hulle en sy familie het hom net gesien as nog 'n mens. Op 'n stadium het hulle gedink hy's mal. Wie is hy? Jakobus hulle het soos, jy is nie die Messias nie. Dis wat hulle het dit nie geglo nie. Daar is 'n tyd waar hy besig was met die fariseërs in die tempel, waar een van die disippels inkom en sê, jou ma en jou broer soek jou, want hulle dink hy's nou besig om aan te gaan soos 'n lunatic tipe effek. En dan sê maar, wie is my ma? Wie is my broers? Wie is hulle? Mense het hom net gesien as 'n normale mens. Maar hy moes dit deurgaan. En ek wil vir julle lees uit Filippense 2 vers 5 tot 8, maar ek gaan die Engelse weergawe lees. En dit som so mooi op wie Jesus as mens was en Jesus as God is. He being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage.
Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Paulus bevestig dat Jesus in sy natuur is God, maar hy het in sy menslike vorm dit nie tot sy voordeel gebruik het nie. Hy het homself niks gemaak. Die ander vertalings praat van he made himself of no reputation, or he emptied himself. Dit beteken nie, hy het nie sy heerlikheid beskikbaar gehad nie. Hy het in alle tye, was hy ten volkome God gewees. Dis net, hy het net nie sy verheerliking gebruik, en sy godheid gebruik, as mens op hierdie aarde nie. Want hy moes die straf dra. Hy het sy hemelse glorie opgegee, en mens geword, 'n beperkte mens. En as mens onderwerp homself aan die wil van God. Johannes 5 vers 30 sê vir ons, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Hy is onderdanig aan God die Vader. Hy was 'n dienskneg. Jy sien, in hierdie eienskappe wat hy gehad het as mens, besef ons dan op daai oomblik hoe perfek hy eintlik was. Want hy het nie sy heerlikheid gebruik nie. Hy het nie sy hemelse glorie gebruik nie. Hy het nie sy godheid gebruik nie. Hy het homself in mens gehou. So vir hom om 'n sondelose, perfekte lewe gelei het, is vir ons van so belang gewees. En hy moes dit doen. So kan jy verstaan, as 'n mens kwaad raak, as mens die woord partykeer lees, en jy vra vir jouself, hoekom verstaan mense dit nie? Hoekom mense emosioneel raak as jy Johannes 1 lees, en jy dink, en dis 'n realiteit wat ons altyd mee sukkel. Kan jy dink die seer wat hy gehad het? Mense wat nie luister nie. Hy weet, want hy is God. Hy weet wie is gered en nie gered, wie gaan sy rug draai, wie sy hart gaan verder verhard word. Steeds sterf hy vir ons. Sien, die mense maak 'n bespotting van hom. Dit is 'n ongelooflike werk wat Jesus gedoen het. Hy moes baie deurgegaan het vir ons. En ek praat nie net van die kruis nie. Elke dag van ons lewens, wat ons lewe is te danke aan Jesus. Elke keer wat ons kan uitroep na die Here toe, is te danke aan Jesus. Die feit dat ons versekering het in ons verlossing, want ons is kinders van die Here, is net te danke aan Jesus. Dit is nie ek nie. Dis nie wat ek kan doen, of jy kan doen, of hoe goed jy is, of hoe goed jy al was nie. Niks wat jy gedoen het, is goed genoeg om by God uit te kom nie. Dis alles die werk van die Here. Dit is hoekom hierdie dag so belangrik is. Dit is hoekom hierdie dag die belangrikste dag van jou lewe moet wees. Nie vir die Paasfees en die familietyd nie, maar vir aanbidding tot en met God toe. Alles wat Jesus gedoen het, sy hele bediening van 3,5 jaar was tot voorbereiding van die kruis gewees. Hy het geweet van die begin of wat hy moes deurgaan. Ons weet dit, ons lees dit gereeld. Hy sê, my uur het nog nie gekom nie. Dit is wanneer hy homself openbaar in die mens deur sy wonderwerk. Ons het dit gesien in Kana by die troue. Ek gaan nie eens ingaan met die water en die wyn storie nie. Dis 'n preek op sy eie. Maar dit was die eerste soort van publieke wonderwerk wat hy gedoen het voor sy disippels. En toe hy vir sy ma sê, in die Engelse vertaling sê, in die Afrikaanse vertaling sê, vrou mens, dis nog nie my tyd nie, dit is net 'n manier van hoe hulle gepraat het, hy was glad nie ongeskik met sy ma nie, net laat ons weet. Ons lees so baie, Jesus is op die bergpreek, en let's, by the way, beste preek nog ooit, Sermon on the Mount, gaan lees dit, Matteus 5, alles wat die mens geken het, het hy gekom en hy het dit omgegooi. En sê, julle verstaan het alles verkeerd. Julle verstaan het alles verkeerd. Hy wat minder is, sal meer wees.
Hy vertel hom die wat pleeg nie moord nie, maar as jy haat, is net so erg. Hy leer al hierdie goed, hy's radikaal in daai oomblik. Een van die kenmerke, en ons gaan 'n bietjie kyk na Jesus se kenmerke wat ons moet toepas in ons lewens, wat in verwagting is vir ons om toe te pas as Christene, is hy was onwrikbaar of onbuigsaam teenoor die waarheid gewees. Daar was geen compromise, daar was geen kompromie nie. Ons het nie een keer gesien Jesus onderhandel met enige iemand oor sonde nie. Ons het nie een keer vir Jesus gesien onderhandel om te sê, ja, okay, jy kan 'n klein bietjie haat en as jy nie vergewe nie, is dit okay en as jy dronk word 1 of 2 keer 'n maand, dis okay. Hy het nie een keer dit gesê nie. Hy het teen alles by die waarheid gestaan en gesê dit bly verkeerd en hy het dit gedoen met 'n oorgawe en 'n autoriteit wat net Jesus alleen kon hê. Maar jy sien in vandag se tyd wil ons mos gelykvormig raak aan die wêreld. Ons wil mos mense lok na die kerk toe deur dinge te okay. Nee, dis okay. Ons wil rondloop en sê, ag maar Jesus is lief vir ons, man. Hy sal verstaan, hy ken my hart. Hy doen ken jou hart. Kyk wat dit met Farao gebeur. Hy het geweet sy hart is verhard, toe laat hy toe dat sy hart meer verhard word. Wat sê die Here al ewig vir ons? Ag julle oor in hulle hartsbegeertes. Romeine. Ons het nou baie lank aan Romeine spandeer. Hou op God uitmaak as iemand wat compromise. Want hy compromise nie. Hou op God uitmaak as hierdie weak ouetjie wat net alles gaan aanvaar. Hy is glad nie. Openbaring 3 leer ons dit. Hy sê, maar omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Die Engelse vertaling sê, I will vomit you out of my mouth. Hy praat van die kerk van Laodicea wat gecompromise het. Daar is nie 'n compromise in die woord van God nie. As die woord van God sê jy moenie, dan moet jy nie. En jy moet daarteen staan. Al doen jy dit en jy val, die geregtige sal 7 keer val en opstaan. Dis okay, maar sodra jy begin compromise in 'n kerk of in jou plek in jou huis en jy begin dink dit is okay vir sekere dinge om te gebeur, dit is nie okay nie. Dit is net nie okay nie. Ons het nou gelees oor alles wat hy deurgaan. En ek weet, môre gaan ons in detail oor praat, nê. Maar vir alles wat hy deurgegaan het, en dan vir ons om Openbaring te sê, dit is nie reg om so te gaan nie. Uit daai 7 kerke uit, was net 2 okay. Die res was almal in die hand van die vyand. En hy het gesê, as hulle nie nou verander nie, is daar moeilikheid, ek gaan julle nie meer ken nie. Maar ons wil rondloop in 'n plek en dink dat dit okay is, dat ons hierdie kerke het, of plekke het, waar homoseksualiteit is okay, en al hierdie adultery is okay, en al hierdie dinge is okay. Dit is nie okay nie. Ons kan dit nie goed praat, ons kan dit nie goed keer nie. Daar is nie iets soos 'n Christen nie, of ek is 'n soms 'n Christen, of ek is gebore as 'n Christen nie. Dit werk nie so nie. Jy is of alles vir Jesus, of jy is niks. Dis of alles vir God of niks. Daar is nie 'n middelweg nie. Dion praat altyd van daai fence. Die fence behoort aan die vyand, dit behoort nie aan die Here nie. Elke Christen sal staan in die waarheid. Al val ons. Ons gaan moet fancy kry vir Ek beloof ek het gebad hoor. Jy sien, niks kon Jesus van die waarheid af weerhou nie. Niks en niemand kon hom andersins oortuig nie. Dit leer ons elkeen. Wat leer dit vir ons? Dit leer ons om in die waarheid te staan en nooit buigsaam te wees nie. Henry, my vriend, sê altyd, staan vir wat reg is, al staan nie alleen. Jy gaan nooit alleen wees nie, want God sal altyd met jou wees. Jy sien, dit is belangrik vir ons dan, om die woord van God goed te ken, sodat ons nooit 'n vervalste of 'n afgewaterde evangelie volg nie. Die ander gedeelte van Jesus, en wat ook so teen die wêreldse neiging is, van wat ons moet doen, Jesus was radikaal. Hy was baie radikaal. Hy het nooit weggeskroom van 'n woordverwisseling nie, hy het nooit weggeskroom om die waarheid te verkondig nie, hy het enige valsheid dadelik uitgewys. As 'n 12-jarige kind, en hierdie is wat ek wou sê hy reeds in Lukas 2:49,
2 vers 49, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moes wees nie? Nou, in daai tyd het hulle nie gepraat van my Vader nie, hulle het gepraat van ons Vader. Hy het homself uitgesonder op 12 jaar oud, om te sê, hoekom het julle na my gesoek? Ek was in my Vader se huis. Ek was besig met die dinge van my Vader. My Vader. Hy is al besig om radikaal te raak in daai opsig. Hy wys vir die mens, maar wag, daar's iets anders. Dis 'n groot ding, want almal die Jode daai tyd het gepraat van ons Vader. Hulle het dit nie uitgesonder na hulle Vader toe, of my Vader nie. Jesus reinig 2 keer die tempel, net FYI. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. 2 keer, in Johannes 2 lees ons het hy dit gereinig, en dan weer in Lukas 19, en so aan lees ons, so in die begin van sy bediening reinig hy die tempel, en dan kom hy weer terug. Op die einde van sy bediening in die laaste week, reinig hy weer die tempel. Min mense weet dat hulle, baie ons try sê, dis dit is nie, dit is 2 keer wat hy die tempel gereinig het. Nou wil ek net vir 'n oomblik daar ook vashaak, en ek weet ons het laasweek daar ook gepraat. Hy het die tempel gereinig van die fariseërs en die priesters en al die mense het geld uit die mense uitgemaak deur te sê hulle offers is nie genoeg nie, goed genoeg nie, so hulle met hierdie offers koop sodat hulle daai, so dit was 'n winsgewende besigheid. Dit was handeldryf in die kerk. Meestal van ons moderne kerke is 'n besigheid. Dis 'n handeldryf. God se voetnote aan die preek, net om die mense te lok. Maar voordat ons by die kerk kom, het ons deur 3 winkels geloop om uit te kom. As ons 'n diens wil bywoon, moet ons betaal. Sommige kerke in Amerika sê, jy kan nie 'n member wees as jy nie jou 10de gee nie. Hulle hardloop 'n debietholder, en as jy 'n debietholder gemis het, dan sit hulle jou naam op 'n bord. Dit is die waarheid, hoor. Dit gebeur. Ons gaan net hier ook dink so. Dis tyd. En sy die radikale lewe van Jesus lees ons, ek wil heel net gou vir my blaai na Lukas 14 toe. Dit is eintlik nie 'n lang stuk nie, skus. Dis nie nodig nie, ek sal sommer gou vir ons gaan lees. Lukas 14 vers 26 tot 28 sê vir ons: As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters nie, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy nie my disipel wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Genaas stop. Dit klink grof. Hy probeer vir ons sê, as jy my nie eerste sit nie, kan jy nie my disipel wees. Hy bedoel nou nie genaat jou ma en jou pa en jou broer en jou suster nie. Hy bedoel net, dis hoe hulle gepraat het daai tyd, om die een meer te aanskou as die ander, het jy gesê, om te wys jy is meer lief vir die een as die ander, het jy gesê, hom haat ek, hom het ek lief, tipe effek. Yes. Wat hy hier vir ons sê, die liefde wat ons vir hom moet hê, is dat ek alles moet kan opgee vir hom. Is ons bereid om dit te doen? Vra jouself daai vraag baie mooi vandag, is jy bereid? Is hy eerste in jou lewe? Is hy werklik eerste in jou lewe? Of is jou vrou, of jou kinders, of jou man, of jou besigheid, of jou geldsaake, of jou gesondheid, of is dit eerste? Hy sê, dit is wat dit kos om my te volg. Soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid en die res sal vir jou gegee word. Hy sê nie, ek is 10 op die lys en dien my net elke uur op 'n Sondag, dis genoeg nie. Hy sê, jou lewe bepaal moet wees ek, Jesus. Dit moet ek wees, Jesus. Hy sê nie, ek is net nou en dan daar, as dit okay as jy van my praat of van my dink nie. Alles wat jy doen moet tot eer wees van my. Jou hele lewe moet dit uitbeeld. Jou kinders, alles wat jy doen en aanraak, moet wees ten goeie van God. Is dit so in jou lewe? Is dit so in enige een van ons lewens? Dit is 'n vraag wat ons moet vra. En dit is nie om judgmental voor te kom nie. Wat sê jy altyd? Offense is taken, it's not given. Maar ons moet begin vra, is ons radikaal genoeg? Staan ons sterk genoeg in die waarheid? Gee ons net in?
Allow ons nou maar net dinge toe, omdat ons niemand wil offend nie, maar eintlik offend jy God. Plaas ons werklik Jesus bo alles. Plaas ons die kruis bo alles, plaas ons God bo alles. En toe ek dit neerskryf in die week, toe besef ek, no wonder. As Jesus jou môre roep, en hy sê vir jou, pak jou goedjies, ek gebruik altyd hierdie voorbeeld, by die werk, waar is Daniel, jy sal weet, ten of jy sal weet. As Jesus jou môre roep, en hy sê vir jou, pak jou tas, los jou vrou en kinders, jy moet vir 'n jaar of 2 in gaan preek, en gaan werk vir my, in horrible omstandighede. Is jy bereid om dit te doen? Is jy? Is it so bad? Jesus se woord is baie duidelik vir ons mense. Om 'n disipel te wees is nie maklik nie. Om 'n kind van die Here te wees gaan nooit maklik wees nie. Daar sal altyd oordeel wees. Daar kan nie 'n grys area wees nie. Jy gaan prys op prys betaal vir die dinge wat nie in die wêreld is nie. Jy kan nie 1 voet in wees en 1 voet uit wees nie. Dit moet all for him wees of niks. Hy sê wees eerder dan net totaal en al koud, want dan weet ek wat om met jou te maak. Ons het nou gelees oor Jesus se gehoorsaamheid. En is nog 'n ding wat ons as mensdom mee sukkel. Johannes 8 vers 29 sê vir ons, en hy wat my gestuur het is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Hy is gehoorsaam. Tot die punt van sy dood toe. Al beteken dit hy moes ly. Al beteken dit almal het hom afgelag. Al beteken dit almal het hom bespot en onderdruk. Net vir daai een. Ek sê altyd, as mens net vir daai een hart kan red, is dit alles mos die moeite werd. Jy sien, Jesus het die mag gehad om sy heerlikheid in volle toe te pas in sy oomblikke van nood. Hy kon. In die woestyn met die temptasies in die laaste week voor sy kruisiging, in die oomblik van sy kruisiging. Die woord sê daar is 6000 legioene wat hy kon afstuur. Dis omtrent 72,000 engele. Trust me. Hy kon dit doen. Hulle het nie sy lewe van hom gevat nie, hy het sy lewe vir hulle leer gelê, sê die woord. Want hy kies die wil van God uit gehoorsaamheid. Kom ons lees Lukas 22 gou. Jesus in Getsemane die tuin, en hy vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, Lukas 22, en ook sy disippels het hom gevolg, en toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van al hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid, en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, daai beker van grimmigheid, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom kom verskyn en hom versterk, en toe hy in 'n sware stryd kom, ons het dit nou gelees, het hy met 'n groter inspanning gebid. En sy bloed, of sy sweet, het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Hulle noem dit hematidrosis. Is an extremely rare condition where blood oozes or sweats from intact skin, often triggered by extreme stress, fear or anxiety. Hy het bloed gesweet. Nie omdat hy bang was van wat op die kruis gaan gebeur nie. Omdat hy jou sondes, my sondes, alles op hom moes dra, en die grimmigheid van God, en vir die eerste keer in sy lewe, apart moet wees van God, toe hy op daai kruis hang, en sê, Vader, dit is hoekom hy bloed gesweet het. Dit was sy angstigheid. En ons wil hom goedkoop maak. Ons wil sy genade goedkoop maak. Ons wil sy kruis goedkoop maak. Ek dink nie ons besef wat hy vir ons gedoen het nie. Elke moord, elke ryp, elke haat wat nog ooit gebeur het hy op hom gedra. Elkeen. En dit sê hy nog steeds,
laat U wil geskied. Op 'n mooier noot, Jesus was ook liefde, dis 'n ander kenmerk. Romeine 5 vers 8, maar God, ons weet hy self, God wys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Met ander woorde, vir elkeen wat hom bespot het en hopelik sy hart daarna verander het toe hulle die wonderwerk sien wie hy werklik is, vir elkeen wat hom nog uitgemaak het as mal, of elkeen van ons wat nog ooit ons rug teen die Here gedraai het, vir elkeen wat ons wat nog ooit hom bespot het hy voor gesterf terwyl ons nog daai sondaars was. Ons was nie nodig om perfekte tyd te hê nie. Hy het nie gewag vir ons om beter te wees nie. Hy het geweet ons kan nie op ons eie beter wees nie. Hy moet dit nou doen. En Rolf Galvin het dit so mooi gesê, Pastoor Galvin. Hy sê, ek dink dit was 'n droom of iets wat hy gehad het, waar God die Seun, Jesus staan by God die Vader en hulle kyk so af na die aarde toe en God die Vader sê, wat sal ek met hierdie mense doen? En hy sê, stuur my, want ek weet nie hoe om hulle nie lief te hê nie. Stuur my, ek sal hulle plek vat, ek sal hulle straf vat. Hy lê sy lewe neer, omdat hy dit wou doen. Niemand het hom gemaak te doen nie. Dit is liefde. Is jy bereid om dit te doen vir Jesus? Is jy bereid om dit te doen vir jou naaste? Hy het deur sy hele lewe. Jesus het 3,5 jaar bediening gehad wat neergeskryf is. Het het begin in Galilea en hulle het dorp na dorp toe gegaan. Jy lees in die skrif en jy sê kyk net in die Galilea area was omtrent 35 dorpe wat hulle konstant ingepreek het. 35, 36 plekke wat hulle moes gaan. Die laaste en in die begin was sy hele bediening oor repent for the kingdom of God is near. Hy het gesê repent, 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 draai weg van jou sondes af, glo en bely. Die tweede gedeelte van sy bediening was, sy stap na die kruis toe, dit was in die Judea periode gewees, en daarso was dit so die laaste jaar, tot jaar en 'n half toe, was sy bediening meer in daai omgewing gewees, en sy preek het begin verander om te sê, dis sy eindtyd, sy uur is op pad. En dan leer hy ons van die eindtyd. Hy leer ons van die tyd wanneer hy kom, en gaan ons slaap, soos daai bruide. Gaan ons genoeg olie in ons lampe hê. Gaan ons eendag voor hom staan en dan gaan hy vir jou kyk en vir jou sê, ek het jou nie geken nie. Jesus was ook baie nederig. Hy was nederig en in diensbaarheid gewees. Matteus 20 vers 28 sê vir ons, net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Hy het nie gekom om gedien te word en in 'n troon te sit vir hom. Dit kom, tweede koms. Sy eerste koms was in nederigheid. So baie van ons dink omdat ons in 'n posisie is wat miskien beter is as die van ander, dat ons beter is. Ek het al baie in daai trap geval. Jy dink jy's beter. Jy ry 'n beter kar, 'n beter huis, beter titel. Minder openbare foute gemaak. Dalk nie moord gepleeg nie, maar jy het nog nie 'n tannie vergewe nie. Of jou suster of jou broer of jou man of jou vrou vergewe nie. Jy het haat, maar niemand kan dit sien nie. Hulle is toegesmeer deur hierdie fasaad wat ons opsit van perfektheid en heiligheid. En ons dink ons is beter. Dit was presies die Fariseërs se probleem. Hulle het gedink hulle is beter. Dit was 'n show of 'n kompetisie. Jesus bewys op die voorhand van sy kruisiging sy nederigheid deur sy disippels se voete te was. Hulle is in skok. Petrus veral, hy soos nee. Julle besef ons praat van die Here hierso, van God, wat die mense se voete was. Hulle het gewoonlik in daai tyd gehad, as daar 'n fees was of so iets, het hulle gewoonlik mense gehad wat sit en die mense wat inkom se voete te was, want dit was maar stowwerig, die ouens het sandals gedra, so dit was stowwerig. So dit was diensknegte, hulle het gesit en die mense se voete gewas. En daar gaan sit Jesus. En gaan was sy disippels se voete. En na dit beweeg hulle uit.
En dit bring my na Filippense 2 vers 3 toe wat sê, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Jesus het dit gedoen deur sy lewe neer te lê vir ons. Aan 'n menslikheid. Hy was 'n diensknegt deur sy disippels se voete te was. Deur ons sondes te dra. Deur vir ons te gaan sterf. Hy gee vir ons die voorbeeld. Hy sê, hê 'n diensbare hart. Wees nederig. Moenie jouself op 'n plek sit waar jy nie hoort nie. Want môre is dit so weg. Te veel van ons loop rond in hierdie, waar staan ek in hierdie prentjie? Wat gain ek uit die tyd? Hoekom moet ek so laag daal? Hoekom moet ek tussen die arme mense wees? Hoekom moet ek tussen die ryk mense wees? Maak nie saak wat jou verskoning is nie. In God se oë is daar nie 'n verskil nie. En dit bring my, ek is nou redelik amper klaar. Maar ons sien vandag in God se mensheid baie dinge. Jy weet, ons sien hy het moeg geword. Hy het gehuil. Ons het nou daar Liku Hosanna gesing. En dit vat my waar Jesus ingaan in die stad en hulle sing het vir hom en hy begin ween. Want hy weet 2 dinge wat gaan gebeur. Die tempel gaan verwoes word, paar jaar later. En die mense wat nou vir hom sing, gaan later aan skree, kruisig hom. Dieselfde mense. Dit was so oppervlakkige geloof. Jy sien, ons as Suid-Afrikaners was nog nie getoets in ons geloof nie. Ons is baie lucky. Ons kan dankbaar wees. Daar's mense in Afrika wat op hulle knieë moet staan, terwyl mense hulle koppe afkap, as hulle sê hulle is Christene, en hulle staan en laat hulle koppe afgekap word. Daai is Christene. Daai is kinders van die Here. Die groot vraag is, hy het al hierdie goed gevoel, hy was verwerp, hy was gespot, hy het gehuil, hy het moeg geword. Wat doen jy met dit? Wat doen ek met daai? Ek wil hê ons moet net vir 'n oomblik daar stil staan. Dink aan daai dag. En ek wil nie môre se gedeelte oorvat nie, maar dink net aan daai dag. Almal skree, kruisig hom. Soldate slaan hom. Doringkroon word op sy kop ingedruk en ingedraai. Spykers gaan deur die hande en die voete. Hoekom doen hy dit? Hoekom doen hy dit? Vir jou. Vir my. Dis hoekom hy dit gedoen het. Ons het nou gelees in Romeine 5:8, sê Christus het vir ons sterf toe ons nog sonde was, nie toe jy reg was nie, nie toe jy goed genoeg was nie, nie toe jy moet jy kerk toe gegaan het nie, toe jy nog verlore was. Hy doen dit vir jou. Jy sien, maar hier is die realiteit, ons het dit nou genoem, ons almal sê ons is Christen, ons almal glo. Maar hy sê vir ons, jy kan nie lui wees nie, kan nie halfpad daar wees nie, kan nie 1 voet in en 1 voet uit wees nie. So die vraag vandag, wat ek elkeen wil vra is jy werklik oorgegee aan Christus? Of speel jy nog bietjie kerk in Christendom? Is jy werklik oorgegee aan die Here? Daar is 'n verskil. Daar is 'n groot verskil. Ken jy hom? Of ken jy net van hom? Hy het alles vir jou gegee. Hy vra nie vir dat ons perfek moet wees nie. Hy vra nie wees perfek nie. Hy sê, gee net jouself in oorgawe. Gee net jouself oor aan hom. Dis wat hy vra. Dis 'n uitnodiging vir ons elkeen vandag. Nie 'n godsdiens of na 'n tradisie of 'n emosionele oomblik nie. Dis nie wat ons na uiteim nie, maar 'n lewensveranderinge ontmoeting met Jesus vandag. Jy hoef nie op te staan nie, jy kan ons sit as jy wil, kan jy later opkom. Maar as jy vandag weet, jou lewe is nie reg met God nie, is vandag jou geleentheid om te sê, hier is ek, Here. Help my.
Help my. Ek is lou, maar ek compromise. Ek wil nie meer dit doen nie. Of dalk, ek het net nog nooit daai oorgawe gehad nie, Here. Ek het net nog nooit myself werklik oorgegee nie. Ek is hier, ek is reg. Laat dit wees vandag. Ons het nie, môre is nie vir jou beloof nie. Baie van ons wat hier sit, weet dit. Later vandag is nie eens vir jou beloof nie. Ons kan nie sê ons wag, ons sal daarby uitkom en môre nie. Jy maak die keuse in daai oomblik. En laat daai oomblik vandag wees. Maar weet wat jy opgee soos Jesus gesê het. Jy gaan baie opgee. Maar die skatte en die ewigheid wat vir jou gaan wag, is perfektheid. Geen siekte, geen sonde, niks, net perfektheid. Dis wat vir jou wag. Wil jy dit verruil vir wat die wêreld jou offer? Hierdie fleeting desires. Daar waar jy sit, wil ek net hê jy moet net aan dit dink. En as ons nou gaan bid, ek wil dien, kan ek vra dat jy net 5 minute vat, 3 minute vat, voordat ons afsluit, en dan ons daartoe beweeg, wil ek net hê vir 'n oomblik waar jy sit, maak jy oop toe, en praat net met die Here. Doen net 'n totale oorgee aan hom vandag. Alles wat jy al gedoen het in die lewe, niks keer jou nie. God sê bring alles. He's ready.